Goeiedag en baie welkom. Dit is Woensdag, prys die Here. Ons is besig met Openbaring vers vir vers uitleg en ons is by die 4de brief, is dit? Ja, die brief van Sardes. Het lyk of ek wil lag, maar ek wil nie, ek wil eintlik huil, want ek het my been gestamp hierso. Net voordat ek begin het. Oh, shoot. Nou moet ek sê, so 'n hoender staan op een been. Ok, maar hier staan ek. Prys die Here. Die Sardes kerk of lewe, Openbaring 3, vers 1 tot 6. Nou, net 'n bietjie agtergrond oor Sardes. Sardes was die hoofstad van koning Croesus. En wie is hy? Hy was die laaste koning van die antieke koninkryke en in die provinsie Lydia in Asië. Hier is 'n prentjie vir jou. Croesus. Daar is hy gewees. Ou standbeeldjie van hom. Koning Croesus. Daarso die koning van daar in Lydia. In Asië. Nou, daarso Sardes, daar lê hy, en jy sal sien daar Lydia is daar die hele gebied, wat daarso binne-in is, daar die gebied. Alles binne die pers. Hy was die koning oor die hele gebied en dit was die hoofstad. Nou, Sardes was daardie tyd 'n baie ryk stad. Soveel so dat hulle geld was van silwer en van goud gemaak. Die enigste plek. Die ander sin was koper of so aan. Hulle sin was van regte goud en regte egte silwer gemaak. Hierso is dit, en hy, so is 'n paar van die coins vir jou, en daar was 'n gesig op, altyd sy gesig ook op gewees. Eintlik vol van homself gewees, die knap, dat hy, maar daar is ook hulle geld, so hulle was baie ryk hierdie stad. Maar van al daardie rykdom en hierdie ryk stad, is dit die stad wat seker die slegste af is. Daar is een of twee van hulle wat glad nie meer bestaan nie, en so is hierdie ene bestaan ook amper nie meer vandag nie. Dit is net bouvalle. Nou hierso het ek 'n foto vir hierso, dit is hoe dit vandag lyk, en jy kan sien, hy is nie so indrukwekkend soos die ander stede wat vandag nog bestaan nie, né? Jy kan sien, dit het klein gebly, dit het toe nooit geontwikkel van daar af nie, hoewel dit die rykste stad was. En hieronder, daar is net verskriklik baie tekens van die antieke stad, en wat getuig van dat hulle ryk was daardie tyd. Right. Nou Sardes, interessant, Sardes in Grieks is baie naby nog steeds in dieselfde. Dit is Sardish. Dat beteken, die betekenis, waar moet ek druk, knoppie druk, prins van vreugde. Vreugde en plesier, dit is wat dit beteken het, en dit word deur Jesus genoem, genoem die dood. Sardes beteken dood in God se naam, in God se oog. 'n ander ding oor Sardes, wat ek wil noem, is die kerk Sardes wat daardie tyd bestaan het, want hoekom? As
die plek dood is, hoekom het die kerk die naam gekry, die brief dan van die dooie kerk? Want die kerk in Sardes was daarvoor bekend gewees dat hulle onder die invloed van materialisme geval het en seksuele bedrywighede in en buite die kerk. Dit is wat hulle dan doodgemaak het. 'n ander bekende feit oor die kerk in Sardes, dit was ook die kerk waar die protestantse hervorming wegbreek van die Roomse Katolieke kerk af begin het, die ontstaan van die protestantisme. Die grootste verskil tussen hierdie kerk of hierdie lewe en die Thyatira kerk, die ander ene wat die vorige brief omdui het, wat die Katolieke was, is dat hy het net die glans en die godsdienst, die goud en nie die godsdienst nie, die goud en die pers en die silwer van die Roomse Katolieke kerk uit die kerk verwyder. Dit is al. Verder het hierdie kerk net so godsdienstig en tradisioneel as hulle voorganger die Rooms-Katolieke kerk gewees. Hulle het net hulle eie reëls en tradisies en geskep. Right, so baie na aan dieselfde. Hulle was net nog dooier, kan jy dit glo? Hoekom is hulle so dood? Want hulle het gesê die kerk is nie 'n plek waar jy moet hande klap of jy moet praat of jy moet iets sê nie. Jy moet choopstil wees. Dit is 'n bekende woorde, presies hoe die meeste van ons Suid-Afrikaners moes dink ook. Dit is 'n gewyde plek. En hulle het gesien gewy is, daar moet stilte wees. Want stilte is respek vir God. Nou, dit het my nogal interessant gemaak, of nuuskierig gemaak, moet ek sê, om te bepaal of daar waarde aan hierdie stelling gevoeg kan word, asook in nuuskierigheid, wat ek gesê het, ek my nuuskierig gemaak, want ek wil nie bevooroordeel wees nie. Ek weet wat ek wil sê, maar ek wil ook nie bevooroordelend wees nie. Ek wil nie my eie gedagtes volg nie. So ek het toe gaan kyk en gaan naslaan, wat sê die Woordeboek, wat is die verklaring van die HAT, verklarende Afrikaanse Woordeboek, vir respek. Nou, dit is wat die Woordeboek sê, is respek. Respek is, dan sê so, 'n kommaatjie, en sê dis 'n werkwoord, in hakies gerespekteer, met agting beheen, eerbiedig eer, ou mense se gevoelens respekteer, gebruike tradisies, 'n ander se gevoelens respekteer, jouself respekteer, 'n besef hê van die waardigheid wat aan jou amp of stand toekom. Wow. Dit is waar die, daar is meer respek. Daar is dan 'n verskuiwing van respek, nie van God af nie, maar na die man met die amp, daarso, wat dan die prediker is. Die regte agting vir jouself hê. Byvoorbeeld, elke student wat homself respekteer, behoort hierdie handboek te besit, sê die Woordeboek. So, daar is 'n Woordeboek samevatting oor respek, of respek, ek wil dit uitdruk. Nou, as jy gaan na die Bybel toe, dan
dan is daar so nogal 'n ander indruk wat jy kry, meer die teenoorgestelde. As ons dan kyk wat staan op Psalm 66, vers 1, 2 en 3, dan staan daar so geskrywe die volgende: Juig tot eer van God. Dit klink nie baie gewyd of stil nie. O ganse aarde, besing die eer van sy naam. Maak heerlik sy lofsang. Sê tot God, hoe vreeslik is u werke. Deur die grootheid van u sterkte sal u vyande kruipende na u toe kom. Laat die hele aarde u aanbid en psalm sing tot eer. Laat dit u naam verhef in psalm sing. Dit is wat Psalm 66 sê. Dan het ons, ek gaan net so 'n paar verse aanhaal. Daar is honderde, maar ek wil net so 'n paartjies aanhaal, net om dit te vergelyk met wat die Woordeboek en die mens se idee van respek is. Die twee teen mekaar dan meet. Psalm 77 vers 8. My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem. Amen. Prys die Here. En dan is daar Psalm 96 vers 11. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat die see en die volheid bruis. Die see en sy volheid bruis. Nou het jy al die see gehoor? Ons hoor in die Here se genade die see elke liewe dag. In die aand te mooi as jy gaan slaap. Dit kan jy nou maar lekker aan die slaap maak. Jy hoor dit. Ja, ons bly baie naby aan die see. Dis 400 meter, 200 meter, seker 200 meter, maar self al is jy 'n kilometer weg, dan hoor jy hom nog steeds daai. So, dit is hard. Dit is hard. As jy daar langs die see sit, dan moet jy baie keer hard praat om mekaar te hoor. Dit is wat die Bybel sê. Het ek nog 'n teksie wat ek wil aanhaal. Psalm 150. Ja, hoe kan ek vergeet Psalm 150? Daar staan geskrywe, kyk daarso. Halleluja. Loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basuingeklank. Dit is met dromme. Loof hom met harp en siter. Loof hom met tamboerijn en koordans. Dis nie baie stil nie en dis ook nie baie stil so daai nie, want daar is ons gekoordans. Loof hom met snare spel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Amen. Daar sê, dit is 'n paar een paar teksverwysings vanuit die woord, en die een van hulle klink vir my na 'n stil en 'n stemmige gedoente nie. So, Here, dadelik is daar so ons idee en u idee van eer en eerbied aan u verskil. Om God te respekteer beteken glad nie om stil te wees of om 'n heilige atmosfeer en stywe nekkies te skep nie. Toe ek 'n kind was, het ek gedink, as jy op die kerkraad wil wees, en ek niks die mense op die kerkraad nie, ek wil net sê hoe ek as 'n kind gedink het, want ek dink daar is baie mense wat so dink. Het ek net hierdie afval, hy is so besig om my te irriteer, en ek kan in elk geval nie
veel sien met hom nie. Prys die Here, nadat ons 'n paar weke terug glad nie kon sien nie. Toe ek 'n kind was, het ek gesê, het ek gedink, hoe meer beneek jy lyk, hoe meer kortaf jy is, hoe groter Christen is jy, want dit is die oomies wat daar so sit op die kerkraad. Dit is nie so nie, dit is alles behalwe wat die Here in die Bybel uitdruk oor respek en eerbied vir hom. Om respek en eerbied vir God se naam te hê, is om vir respek vir God te hê eerste. Wat is daai respek? Dit is om ontzag vir sy naam en ontzag vir die werking van sy gees te hê. Dit is respek, ontzag. Dit beteken om gehoorsaam aan God se woord te wees, gehoorsaam aan sy gees te wees en te doen en te reageer wat die gees sê. Dit is respek vir die Here. Here, ek het niemand anderster wat ek volg nie, na wie ek luister nie. Ek is in u genade op 'n plek waar ek altyd kan hoor en altyd kan doen en kan optree soos wat u nou sê. Nou, die mense van hierdie kerk het met hulle eie siening vir hulle 'n kerk gestig wat so gerespekteer geword het en net so godsdienstig geraak het, soos die Katolieke, dat God hom toe buitekant die kerk bevind en glad nie binne in die kerk nie. Ja, baie mooi kerk, maar toe sit die Here op die stoep. En nie die Here of die Heilige Gees was daar welkom gewees nie. Die Here het buite gesit, want die reëls van waar jy mag loop en waar jy mag sit en wat jy mag doen, dit het die Here self uitgedruk na buite toe. Ek het eendag by 'n kerk, ek praat van baie jare terug, hier by die begin van my bediening, toe was ek by 'n kerk wat ek moes gaan optree, kom daar so, en toe ek daar kom, toe sê hulle, oei, nee, hulle het nou besluit, ek kan nou nie vandag hier so meer verder aangaan nie, dis alright, hulle gaan op hulle eie aankom, en bla bla bla, want hulle het gehoor van die goed wat ek sê, wat hulle nie meer saamstem nie, en hulle wil, ek moet dit daar kom sê nie, en ek was baie hartseer wat ek uitgeloop het, en gesê, dis goed, dis reg, is totsiens, goodbye, en maar hier was jou checkie, dat jy nou nie verniet jou petrol die gebruik het nie, so I shame, so kind of you, maar, en ek gaan buite en ek het binne in die kar gesit, en baie hartseer gesê, Here, hoe nou, en toe ek so opkyk, toe, ek kan nie sê ek het die beeld gesien nie, maar die Here het vir my 'n beeld gegee van iemand wat ook kop onderstebo op die trap sit voor die kerk. Toe sê die Here vir my, sien jy dit? Dit is omtrent ek wat daar sit. Ek sit al vir jare hier buite en ek kan nie hier inkom nie. Ek sit al vir jare sit ek hier op die trap. Maar kyk, die probleem wat ontstaan het, is dat mense God as 'n plek en nie as 'n persoon sien nie. Waar dit so gaan, waar mense in hulle huis, in hulle binnekamer dit so gaan, Here, ek het 'n paar reëls hierso wat ek moet volg met u, dis hoe ek geleer het, dan word die Here 'n plek. Hierdie is my plekkie,
my hoekie waar ek sit. Ek sien nie, jy moet nie 'n hoekie hê waar jy sit nie, maar hoe behandel jy daai plek? Daai plekkie, daai hoekie waar jy sit, daai kamer, is later meer geheilig as wat die Here self is. Punt is, sogenaamde respek en tradisie lei ons na kerk en hemel aanbidding. Pas op, kerk aanbidding en hemel aanbidding. Wat is dit? Dit is om die kerk en die plek in die hemel te aanbid, in plaas daarvan om die God van die hemel en die aarde en van die kerk te aanbid. Dan raak dit my kerk en my heilige kerk en die kerk en dit is omtrent 'n heilige plek. Man, dit is nie 'n heilige plek nie, dit is 'n gebou. En dit is, wat dit heilig maak, is die Here wat ons daar binne ontmoet. Dan is dit op daardie oomblik is dit heilig. Andersins is dit net 'n gebou daarso, wat daar staan met fancy vensters, klein vensters, groot vensters, maak nie saak wat dit is nie. Houdeure, swaaideure, draaideure, dit is 'n gebou. Pas op dat jy nie ongesiens na so 'n tipe aanbidding beweeg nie, of dat jy reeds daar is nie. Die Here sê in vers 1, hoor wat sê in vers 1 van Openbaring 3. En skryf aan die engel van die gemeente van Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Amen. Ek het nou nie 'n ander woord nie, maar dit is verwoed wat hier so staan. Veral die tweede gedeelte, ons gaan nou daarby kom, en gaan jy sien hoekom ek sê dit is verwoed. Nou verwoed, weet ek nie regtig wat dit beteken nie. Ek het 'n vriend gehad in Springs. Hy is ook oorlede in die jaar al. Dion Skeepers was sy naam. Hy en sy vrou Magda, hulle het die gimnasium daar gehad in Springs, net buitekant Springs, die middendorp, so 'n paar kilo's voor dit, maar mooi kind gewees van die Here, altyd gepraat van die Here. Ek het daardie tyd, soos ek nou jonk en wild en ongeskik, altyd gedink, ag Jesusie, dit is so nice, ou hierdie maar, hoorie, hy kan nou maar irriterend wees oor die Here, tog, en ja, baie bly, jare later toe kon ek saam met hom irriterend wees oor die Here. Maar wat ek wil sê is van hom is, dit is by hom wat ek die woord verwoed geleer het. As iets kwaai was, of groot was, of sterk was, of enige iets wat wow was vir hom verwoed. En dis daarom, ek is vandag nog by verwoed, dis verwoed. Okay. Die engel van die gemeente, hierso skryf aan die engel van die gemeente, is steeds wie is dit? Jy's reg, die leier, die prediker van die gemeente. Sê hy met die 7 sterre en die geeste van God en wat die 7 sterre het, presies wat Johannes hom in hoofstuk 1 genoem het vir Jesus, toe hy gesê het, hy het Jesus gesien en hy het dit probeer uitdruk in woorde. Toe sê hy dieselfde woorde gesê. So, hierdie is Jesus, definitief. Dan is daar so word die gepraat ook weer van die 7 geeste.
Jy sal ook onthou daar in hoofstuk 1 het ons die 7 geeste bespreek en die getal 7 gesê dat dit onder andere symbool is van volmaaktheid, van perfeksie, van kompleet en finaliteit. En dat dit net beteken dat God met sy gees by al 7 kerke, al 7 is, op dieselfde tyd met dieselfde teenwoordigheid, niks minder as by die ander een nie, soveel so asof hy 7 geeste het. Dit is al wat dit beteken. Nie dat God het nou 7 geeste nie. Daar sê. Nou, die verwoede gedeelte hierso is, ek ken jou werke dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wat maak dit verwoed? Want in al die briewe van al hierdie ander 7 lewens of 7 briewens nie briewe het in elke brief sê die Here Jesus eers begin hy met ek ken jou werk en dan sê hy die goeie van hulle en die positief. Hierso begin hy dadelik met niks nie. Daar staan niks van enige iets goed nie. Daar staan net dadelik dat jy leef en dat jy dood is. Wow. Dit is verwoed. Jy sal saam met my stem, dit is verwoed. Hoekom sal Jesus so wees? En dit sê hierso, want hy wil dit baie duidelik maak aan die ontvanger van hierdie brief, of jy in 'n kerk is en of jy 'n mens is, die ontvanger van hierdie brief, die persoon wat hierdie godsdiens lei. Die Here wil dit baie duidelik maak, dat godsdiens doodmaak, en dat alles, hoe goed dit ook al bedoel word, of hoe goed dit lyk verander, het is dood, sonder sy gees, die Heilige Gees, want ons praat van die Here, ons praat nie van godsdiens nie. Dan sê in vers 2, dat die wat oorbly, ook op die punt staan om te sterwe, en dat hul werke nie volkome voor God is nie. So, dit is ook 'n verwoede versie, maar kom ons lees hom. Daar so staan, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Amen. Heel eerste, hoekom is hy verwoed? Want, kyk wat sê die Here daarso. Eerstens, niks word genoem van goeie of positiewe of enige ding nie. Net, hulle is dood. En die ander wat oor is ook besig om dood te gaan. Maar nogtans, prys die Here, is daar nie almal dood nie. Daar is wat op die punt staan om te sterwe. Nou in vers 4 sal dit baie duideliker word van wie dit is wat die Here hier praat, en die Here sal dit meer verduidelik. Hoe is hulle dan dat hulle nog nie dood is nie? Nou ek net weer die versie onder oog kry, net omdraai, punt is om te sterwe, want ek jou werk nie volkome voor God gevind nie. Die Here sê, daar is wat nie heeltemal in hierdie groef is nie. Dit is gewoonlik daardie wat ons sien daar in die kerk as die dwarstrekkers. Hulle het hierdie snaakse neigings. As hulle wat al ewig kom met hierdie ander kerke se maniere wil kom afdring hierso, of sulke maniere het soos hulle, of sulke gedagtes het soos hulle. En dan sê die Here in vers 3, sê hy, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehou het, en bewaar dit en bekeer jou.
as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Amen. Wat sê die Here daar so, die Here Jesus daar? Hier is 'n doodsuitspraak. Ek sal op jou afkom. Jy sal nie weet wanneer dit is nie. Maar ek wil sê die probleem met hierdie doodsuitspraak, die verskil tussen lewe en dood, het duidelik iets te doen met ontvang en met hoor, want dus daarom begin dit met onthou jy dit ontvang het en gehoor het. En eers wil ek dan vra die vraag, of wat ek dit gevra het toe ek hierdie geskryf het, hierdie teses, was Here nou, hoe nou? Het hulle dan verkeerd gehoor of verkeerd ontvang om van die Rooms-Katolieke Kerk al weg te breek, wat net oor die glans gegaan het? Nee, hoegenaamd nie. Die hoor gedeelte was nie die groot probleem nie. Hoor mooi hierso. Jy moet net so 'n bietjie kop hou, anders gaan jy agterbly. En dit klink of ek rondspring, maar dit werk nou oor tyd om alles te wil uitbring. Elke persoon wie die Bybel lees, as ek die Bybel vat en hom lees en jy vat die Bybel en lees, of Piet of Sannie of Kosie, wat en wie dit ook al is, en elke persoon wat bid, elke denominasie op hierdie aarde, nader tot een God. Elke Christen denominasie nader tot een God en behoort van een God te hoor. Amen. Ons sal seker daaroor saamstem. Na sy. Almal het en ontvang vanaf die oorsprong, van daar waar dit begin het met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Almal behoort te hoor van die Here se Gees. Die probleem is nie soseer om van God te hoor nie, maar om te ontvang, om te doen. Dit help jou absoluut niks. Jy hoor van God en jy ontvang dit, maar jy reageer nie. Dit is presies as ons vir jou kinders sal sê, as ek praat met die mure mos, julle het nie hoor nie, ek praat met die mure. Presies dieselfde kom dit op neer. Dit help niks nie. Hierdie lewe vergeet waar hulle gehoor en ontvang en begin het. En daarom ontvang hulle nie meer nie. Want die bron om lewe te ontvang ontbreek in hierdie liggaam. Ons vergeet dat die manier om te hoor is van die Here, nie om te sit en dit te belees en te bedink en te bespreek en te besluit nie. Hulle vergeet, waar het dit begin? Hoe het hierdie mense begin? Hulle het begin, want die Here het met hulle gepraat in gebed, en dit is waarom hulle weggebreek het. En toe raadpleeg hulle nie meer die Here so nie, toe begin hulle op hulle eie kennis, hulle eie idees, hulle eie afleidings, hulle eie wyshede staat maak. Dit is die probleem. Daarom is dit dood. Dit word nie meer gehoor van hoe daar oorspronklik gehoor was nie. Baie van ons, wat ek noem tradisionele kerke, is dood. Hulle is mors dood vandag, want hulle hoor nie
van die Here nie. Die Here sit op die stoep. En dit is 'n agteruitgang. Want as ek dink toe ek hierso in die 1960 toe ek 'n kind was, jy het van daardie predikers gekry wat van die Here gehoor het nog. Nie vandag sinne nie. Jammer, stenig my, maar dit is die waarheid. Vandag is dit ons eie idees, ons eie afleidings. Here oor, die Here sê so, die Here het ons almal lief en ons moet plek maak vir hierdie mannetjies en hierdie vroutjies en hierdie dit en daardie TV mense, LGTV mense, of het klink soos LGTV mense, en hulle is welkom, ons moet hulle trou en ons moet hulle dit, hulle is, nee, julle vergeet van waar julle gehoor het. Dit is alleenlik die Heilige Gees wat lewend en sigbaar beweeg in 'n liggaam wat sê dat hy lewend is. Die Here bevestig homself daar. Amen. En as God nie lewend is en hy word nie gehoor nie, hy kan hoe lewend wees as wat hy wil, maar as hy nie gehoor word nie, as hy geïgnoreer word, as ons eie idees het, as ons eie dinge doen, dan maak ons vir hom mors dood in daardie lewe, in daardie gemeente, in daardie kerk, in daardie wat jy ook al wil noem. In Handelinge 1 vers 8 staan daar baie duidelik die volgende. En kyk, nee, hoopsie, waar is ek nou? Lukas 24 is nog baie ver voordat dit daar kom. In Handelinge, ek het nie so die skyfie nie, die chippie, nee, skyfie, die slide, man, dis 'n slide. Handelinge 1 vers 8 staan daar so, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Julle sal my getuienis wees, die getuienis van my Gees, so sê die Here. 2 Korintiërs 12 vers 12 staan daar, die kentekens tog van 'n apostel. Dit is iemand wat deur Christus uitgekies is om die evangelie te verkondig. Dit is waar apostel. Die eienskappe, die kentekens van 'n apostel is onder julle verwelklik met alle volharding deur tekens en wonders en kragtige dade. Romeine 15:18 en 19 dan sê Paulus, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie. Ek sal dit nie waag nie. Ek sal nie my eie afleidings maak nie. Ja, maar die Here het so gesê, ja, maar dit is nou verouderd. Nee, Paulus sê, ek sal dit nie waag nie. Hoekom? Want dan maak ek Christus tot leenaar, dan kruis ek hom, maak ek hom dood, dan maak ek sy Gees dood in my. Dan sê hy daar so, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring. Net so met die hoor. Die eerste gelowiges het sedert die begin van die kerk van die profete en van die apostels gehoor. Ja, hulle was gelukkig. Nee, ons is ook net so gelukkig. Ons hoor vandag nog steeds van dieselfde apostels en profete, deur waar, hoe, ja, deur sy woord. Dis daarom hierdie woord word nie uit nie, kan nie, dis nou verouderd, dit moet verander word nie. Dan praat ons van ander apostels, niet gemaaktes, valse apostels.
wie se woord ons dan volg. Dit maak ons dood. Jesus vra vandag dieselfde vraag as wat hy gevra het aan Sardis. Hy sê, het jy die naam dat jy leef, maar dat jy dood is, of lewe jy? Moet jou gemeenskap, jou daar waar jy beweeg, die gemeenskap, jou omgewing, moet hulle oortuig word dat jy lewe, omdat julle sulke groot funksies aanbied, moet die ander gemeentes, die ander mense so oortuig word dat julle lewe, want kyk hoe gaan dit finansiëel daarso, op al die verkeerde goed moet mense julle wys dat julle lewe. Moet jy duur ontwerperspak aantrek, en op elke raad dien om bekend te bly en die indruk te skep dat ek in jou lewe. Here sê, enige iets anders kan dalk die gemeenskap waarin jy bly beïndruk, maar vir God is jy dood, want dit is nie die goed waarna God kyk nie. God kyk na die lewendheid van sy gees in jou. Niks anders nie. Anderste is jy in sy oë dood. Want waar sy gees nie, is daar dood. Die feit dat jy die 5de geslag in 'n gemeente of in 'n denominasie of in 'n kerk is of whatever is, in die 5de geslag is, van die wat preek, die Here sê, dit beteken niks as jy die 5de geslag dooies een is nie. Ja, die Here praat reguit vandag. Jesus sê, nee, slegs die werking van die Heilige Gees en die vrug van die Heilige Gees en die manifestasie van die Heilige Gees is 'n aanduiding dat ek in jou leef. Slegs my Gees. Jy het 'n naam dat jy lewe, maar jy is dood, Sardis. Jy lewe wanneer jy die handes op die siekes lê en die blindes sien, en wanneer lammes loop, wanneer God se Gees oor jou kom en jy bid in die Gees. Here, hoe lank het ek gebid? Was dit 3 ure, was dit 4 ure aan mekaar? Geen mens kan so lank bid nie, nie mens kan so lank praat nie, behalwe as jy familie is van my. Skus ek lag nou, maar dit was nou 'n aspirus enetjie gewees, want in ons familie, ons kan praat. As ons by mekaar uitkom oor 'n foon, nee, ons praat 'n foon, ag nee, wat 4 ure is niks nie. Nee, maar dit is nie waarvoor ons hier praat nie. Ons praat hiervan, praat met die Here. Vir meeste mense is dit moeilik om 5 minute lank te kan bid. Wat van 1 uur, van 2 ure, van 3 ure. Dis slegs die Heilige Gees in my, wat my dit kan laat doen. Wat daarso, dan het ons gekom by 'n punt waar daar gemeenskap was, fellowship is met die Here. Ekskuus, die Here sê, jy lewe wanneer my Gees jou in staat stel om te seën wie jou vervloek. Die enigste ander aanduiding dat Jesus leef is wanneer die Heilige Gees beweeg en mense aanraak en omkeer en bindings gebreek word. Dit is niks om vir mense te bid nie. Niks. Almal, dit is, jy kan vir mense bid en ons bid vir almal. Daar is 'n verskil
wanneer daai bindings gebreek word, wanneer mense vrykom. Ek dink jy begin verstaan wat ek sê. Jy lewe wanneer profesie gespreek word en hulle kom in vervulling. Wanneer verborgenhede deur God se gees aan jou geopenbaar word. Here sê, dan lewe jy. Sonder openbaringe van die woord, ek het nog gelees en die Here het met my begin praat en Here, dit is wat hier staan, wow, en dit slaan my onderste bo. Ek het nooit besef dit is wat dit beteken nie. Nou begin die Here, nou lewe hy, want hy praat met jou, hy breek vir jou verborgenhede oop. Die Here sê, as daar nie verborgenhede is wat oopgebreek word nie, okay, ons ry hierdie ene nou al holrig hierdie uitsendetjie, want ons het niks verder om te sê nie, want Here, ons kry geen verborgenhede nie. Ons kan net hierbo langs op die oppervlak kan ons lees en verstaan. Here sê, dan is jy dood. Here sê, hou op om al jou aandag en energie te wy aan al hierdie goed wat jy beplan. Nuwe dit, nuwe dat, nuwe, ek weet nie wat alles nie. Here sê, sit jou aandag op my. Hou op om te kla. Ek was by baie kerke al gewees, dan hoor ek net hoe hulle kla. En mense kla om te kyk of hulle nie kan guns kry nie. Of iemand dan nie wil bless nie. Jessie, as ons net beter toerusting, beter equipment hier gehad het, dan kan ons daar maar nou vir jou lawe orkesie gehad het, hou op klaar en begin 'n koor. Jy het nie een van die mense nodig om hulle in te plak sodat hulle kan sing nie. En dit is in elk geval nie die stem wat jou in die hemel vat nie. Dit is die salwing wat in jou stem is. Dit is die salwing wat jy in die hemel vat. Dit is die salwing wat die jukke verbreek en niks anders te nie. Dit is die gees wat die jukke verbreek. Nie jou praat nie, nie jou stem nie. Amen. Here sê, hou op om ure en dae en nagte en maande te spandeer in die boendoes, in die een of ander organisasie, hoe altyd in die wonderlike, mooi klink dit, besig met die werk van die Here. Die Here sê, wow, maar hoeveel tyd spandeer jy met my alleen? Jy is besig met al hierdie dinge van my, maar jy is nie besig met die Here van die dinge nie. Bekeer jou, sê die Here, keer terug na die bron van jou lewe en die bron van jou krag. Hy sê dit, in die volgende versie, bekeer jou. Jesus sê, ek het 'n naam wat lewe, of wat lewend is, en jy het net my naam, jy het nie net my naam nodig om te wys dat ek lewe nie, maar die krag van my naam. Ek het 'n naam wat lewe, jy het nie net my naam nodig om te wys dat jy lewe nie, jy het die krag van my naam, die krag in my naam het jy nodig om werklik te kan lewe. Onthou dit een ding, dit maak nie saak
wat jy doen om jouself en ander van die teenwoordigheid van God te probeer oortuig nie. Dit maak nie saak hoeveel bankrekeninge jy het en hoeveel geld jy in 'n bank het nie. Dit maak nie saak hoeveel lesings, hoeveel funksies, hoeveel konferensies jy aanbied nie. Dit maak nie saak hoeveel geestelike boeke jy lees nie. Dit maak nie saak hoeveel geestelike vriende jy het nie. Niks kan jou 'n weergebore geesvervulde volgeling van Jesus Christus maak, behalwe die Heilige Gees self nie. Anders het jy 'n naam dat jy lewe, maar jy is dood. Niks kan jou die teenwoordigheid van God sy Heilige Gees laat ervaar, behalwe die Heilige Gees self nie. Niks kan jy laat bid met passie, met soveel passie soos wat die Gees van God jou kan laat bid nie. Niks laat jou stel jou in staat om saam met ander te aanbid. Jy hoor mos mense nie, ek kan nie saam met ander bid nie, hulle trek my aandag af. Niks kan jou saam met ander laat bid, dat jou aandag nie afgetrek word nie, al gaan dit hoe langs jou, behalwe die Gees van God nie. Niks kan jou wys daar is fout in 'n persoon se ingewande, in die hart, in sy rug, in sy bene, of in sy heupe, of in iets of wat ook al nie, of in iemand se lewe, sonder dat jy kennis het daarvan, as jy 'n persoon vir die eerste keer sien, behalwe die Heilige Gees self nie. Niks kan die manifesterende krag van die Heilige Gees laat ontvlam, behalwe die Heilige Gees nie. Ja. Vers 4. Kom ons gaan na vers 4 toe. Waar het my vers 4 van geword? Vers 4, nog nie vers 4 nie. Ek het hier so kom versies wat ek nooit gedruk het nie. Maar ja, hulle is verby. Vers 4, maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Baie belangrike versie hierdie, baie belangrike vers, veral vir jou wat van 'n ander kerk is, van 'n ander denominasie is. Dit gebeur, kom ons wees eerlik, ons draai nie doekies om nie. Jy sal hoor, jy gaan nie weet van wat 'n denominasie is hy, want dit klink asof hy almal of hy nie by een staan nie. Jy is doodreg, ek staan nie by een nie. Ek staan nie onder 'n denominasie nie. Ek wil nie in 'n denominasie staan nie, want elke denominasie het sy eie reëls. Die denominasies volg meer iemand se siening, hoe hulle iets gesien het, as wat hulle werklik die Here en die woord volg. Maar daar is 'n probleem wat ek al hoeveel keer ervaar het, wanneer daar twee verskillende denominasies en mense tussen mekaar kom, dan is daar sekere denominasies wat maak asof daar in 'n ander denominasie nie een geredde is nie. Niemand nie, want hulle is van hulle. Dit is nie waar nie. Dit is wat hier so staan. Maar julle het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie. Pas op, moet nooit dink dat daar nie 'n ware geesgevulde Christen in 'n ander kerk is nie.
Dit maak nie saak wat 'n kerk jy is nie, jy moet nie jou klere besoedel nie. Met ander woorde, dit maak nie saak wat se denominasie of waar jy is nie, jy kan gered word deur die Here te bely as 'n persoonlike saligmaker en verlosser, tot weergeboorte kom. Die geheim dan is net, moenie jou klere besoedel nie, jou wit klere, want met weergeboorte word jy skoon gewas deur Jesus bloed, die bloed van die lam. En dit is nie net jou hart nie, dit is in hierdie sin, dit is jou klere wat so gewas word dat dit eintlik spierwit word, moet dit nie besoedel nie. Jy hou dit skoon ook hoe? Deur oordeelsvry te bly. Deur jou nie te laat mislei nie, deur nie in godsdienst te verval nie, deur elke dag jou sondes voor die Here te bely dat dit afgewas bly, om elke dag te sê, Here, maak hierdie oop vir my, lei my om te reageer op wat die Here sê. So hou jy jou klere skoon, nie net om, ja, wel ons gaan daarom Sondag kerk toe nie. Dit is nie, by Sondag is daai klere so vuil dat dit wil nie eens meer skoon nie. Vers 5. Die Here sê, wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Dit is die beloning, prys die Here. En hier is die beloning in 'n prentjie, soos wat dit geskryf is, nie wat dit werklik beteken nie, maar daar is die prentjie, daar is dit die beloning. Geklee in wit klere, wat beteken dit in wit klere? Geklee met heiligheid en geregtigheid. Wauw. En daarso staan, en jou naam sal nie uit die boek van die lewe uitgewis word nie. En daar staan 'n derde ding, Jesus sal vir jou by die Vader intree. Halleluja. Vers 6. Die laaste versie. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. Die Gees sê, bekeer jou keer terug en ontvang van die Heilige Gees en hoor van die Here deur sy woord. Hoor van die profete en van die apostels. Kom weg van godsdienst af, 'n dooie aanbidding. Dit is wat die Here se Gees sê. Bekeer en ontvang die beloning van heiligheid en die ewige lewe. Here sê, en as jy reeds die wit kleed ontvang het, by weergeboorte gekom het, en hou jou klere dan skoon, volhard in gees en in waarheid, moet jou klere nie besoedel nie. Amen. Dit is die 4de brief, die brief aan Sardis. Amen. Prys die Here. Wow. Ek kan nie anders as om jou weer die geleentheid te gee om dit reg te stel nie, indien daar iets nie reggestel moet word nie. So ek nooi jou weer uit, as jy gehoor het, die Here sê wie oor het, laat hom hoor wat die Gees sê. Hy wat hoor, nee, die probleem is hoor en doen.
Hy wat hoor, laat hom doen. As jy gehoor het en jy wil doen, kom ons doen dit dan. Kom ons sluit die oë en jy kan my volg in die volgende gebed. Vader, ek kom in die naam van Jesus na U toe. En Here, ek is eerlik en bely dat ek dikwels of nog nooit het nie van U gehoor het nie, dat ek besig is met 'n dooie godsdiens in my lewe, waar ek nie op U wag nie, waar ek my eie kop volg, Here, waar ek met soveel werke besig is, Here, wat alles dood is. Here, vergewe my. Ek draai my rug op dooie woord godsdiens vandag nou. En ek maak 'n 180 grade draai terug in U gees in die lewe in. Vergewe my nou. Was my nou skoon met Jesus bloed. Maak my toe met U gees, omring my met engele. Here, dankie. Ek is gereinig, ek is skoon en ek begin weer lewe. Lei my, praat my, Here, wees my genadig in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. Dan tot Sondag die volgende brief. Ek dink die volgende brief 5. Dan 5, 6, 7. Ek weet nou nie wat is brief 5 nie. Maar die volgende brief is dan weer Sondag. Tot volgende keer. Die Here se seën. Shalom.